Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. En ons gaan voort met Lukas 10 vanaf vers 17 tot 20. Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê: Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Toe sê hy vir hulle: Ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle gesag gegee om op slange en skorpioene te trap, en ook oor al die mag van die vyand. Niks sal julle enige skade kan aandoen nie. En tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste aan julle onderwerp nie, maar wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is. Geliefdes, ons lees tot sover. Pragtige gedeelte hierdie waar hy 72 kom terug nadat Jesus hulle uitgestuur het, en dan staan hulle vol blydskap teruggekeer. Vriende, ek en jy gaan ons moet vra, die werk wat ek en jy vir die Here doen, is dit nog waar, dat ons vol blydskap is? Net dat ek vol blydskap terugkeer, dat ek opgewonde is oor die werk van die Here. Maak nie saak wat jy vir die Here doen nie. Nee. En daarom hou ek nie daarvan as mense sê, ek doen dit vir die kerk nie. Want ons doen dit nie vir die kerk nie, ons doen dit vir die Here van die kerk. En ja, dan doen ek dit vir die kerk ook, maar my beginsel, my hart, doen ek dit vir die Here. En daarom is ek opgewonde oor dit. En daarom is ek vol blydskap oor dit. En dan hierdie belangrike vers, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Geliefdes, ons wat nou in die hele Nuwe Testament weet, en veral as ons in Openbaring ook lees, dat die Satan het sy plek daar verloor. Met die Here Jesus Christus se oorwinning, met die Here Jesus Christus se kruisdood, met sy opstanding, het die Satan alle mag in die hemel verloor. Hy is uit die hemel uitgegooi. Ek meen, daar waar hy gelowiges gaan aankla het. Hy het dit nie meer nie, hy het sy gesag en mag verloor. En hoe meer mense die evangelie verkondig, en hoe meer mense dit hoor, hoe verder krimp die koninkryk van die Satan. En daarom sê Jesus, wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is. Hier lê jou grootste bron van blydskap. Want ek en jy gaan ook baie keer uit, en dan gaan dit vir ons voel, ek doen hierdie goed, ek probeer so hard om hierdie goed vir die Here te doen, en in die naam van die Here, en dan is daar nie altyd hierdie resultate nie. Maar my vreugde lê nie in die resultate nie, en die resultate kry ek nie oor my insig en my vermoëns nie. Ek hoor hulle dit in die naam van Jesus reg gekry. Maar my vreugde, my diepste vreugde lê in die feit dat ek behoort aan die Here Jesus Christus. En niemand kan my uit sy hand trek nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. Here, dankie vir die geweldige troostboodskap van hierdie teks vanoggend. Maar ja, Here, daar's tog so vraag na ons toe, oor met watter vreugde ons vir U dien. Help ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Ek herinner jy net aan ons eredienste môreoggend 8:00 in Eskort, en dan 10:00 in Mooirivier, en die middag 4:00 hierso in Wenen. U is baie welkom by enige van die dienste. Mooi dag.